Hallo julle en baie welkom by vandag se potgooi. Ek is verskriklik opgewonde oor vandag se potgooi want ek gaan my eie geboorte storie deel van my eerste kind. Dit was 'n tuisgeboorte gewees en dit was 'n ongelooflike geseënde ervaring gewees. Die rede hoekom ek gevoel het om dit te deel, soos wat ek agtergekom het as mens met iemand deel dat jy 'n tuisgeboorte gaan doen, is mense maar skepties. Mense het vrae, mense dink jy gaan nie alleen by die huis wees en dit is hierdie een groot gemors en noodsituasie. En dit is glad nie die geval nie. Ek dink dit is meer 'n uitsondering as 'n gewoonte dat dit so iets sal wees. En ek wil dit graag deel want ek voel die Here het soveel wonderwerke daardeur gedoen en miskien kan dit mense bemoedig. Ja, so dit is die rede daarvoor. Ek gaan praat oor my hele swangerskap deur, aangesien die Here daar ook 'n paar wonderwerke gedoen het. So hierdie is sommer net 'n getuienis van sy goedheid en wat moontlik is wanneer ons hom regtig vertrou. En as ons toelaat dat sy perfekte liefde en wysheid ons lei in elke besluit, selfs al gaan ons deur die dal van doodskaduwee, kan ek maar sê, kom daar regtig iets pragtig deur dit uit. Maar dit is 'n baie, die geloofspad is mos maar 'n vreesaanjaende pad. Dis nie die breë weg nie. Ek wil sê the narrow road, soos die Engelsman sal sê. Ja, so kom ons spring weg en mag vandag jou bemoedig. Nie net, mag dit jou nie bemoedig om te sê, tuisgeboorte nie, hierdie gaan nie daaroor. Tuisgeboortes is die beste en om in die hospitaal te kraam is sleg nie. Dis glad nie waar dit gaan nie. Ek wil dit sommer net deel om vir die Here eer en glorie te gee vir wat hy gedoen het en om dalk 'n paar perspektiewe te kom aanraak rondom tuisgeboortes. Ek sien ook uit, julle kan uitkyk vir ons volgende potgooi, gaan ek as die Here wil met Nadine praat. Nadine Hill, suster Nadine Hill, 'n vroedvrou. Sy was my vroedvrou gewees. Sy's ook in hierdie storie. En ja, ek sien baie uit. Sy gaan bietjie deel uit haar perspektief van tuisgeboortes en wat sien sy raak in mammas, wat sien sy raak in die industrie, in die mediese industrie. Ja, so ek sien baie uit. Julle kan ook uitsien. Dit gaan goed wees. So ja. Back to Eden, to follow the way. Back to Eden, returning home. Back to Eden. Kom ons spring weg by my swangerskap. So kom ons begin eers by hoekom wou ek 'n tuisgeboorte doen? Ek dink dis belangrik, want mens moet baie mooi in jou hart onderskei hoekom jy dit wil doen. As jy dit wil doen want iemand anders het 'n wonderlike ervaring gehad en jy wil so iets hê, nou wil jy dit doen, dis dalk nie die beste motivering nie. Of as dit uit vrees is vir hospitale, nou doen jy die tuisgeboorte ding, dis ook nie die beste motivering nie. So hoekom ek graag 'n tuisgeboorte wou doen is, in my brein is daar niks meer gemaklik as ek wat by my eie huis is. Ek kan aantrek wat ek wil, ek kan lyk soos wat ek wil, ek hoef nie 'n tas te pak nie, ek hoef nie te worry oor hoeveel kontraksies het ek nou, hoeveel elke minute, nou is dit tyd om hospitaal toe te gaan, wat doen ons met die hond, wat doen ons met die huis, ek hoef oor niks van daai goed te worry nie. Dus in my brein was dit soos, okay, die oomblik as my kontraksies begin, wonderlik, nou kan ek op die blok gaan stap, ons kan gou winkels toe gaan. Ja, dit kan baie lank wees voordat die baba kom, so ek kan my tyd effektief benut, waar in 'n hospitaal sou ek dalk dadelik op 'n bed wees, monitors aan my wees, ek kan nie meer rondloop nie, ek kan nie meer doen wat ek wil nie, ek kan nie meer eet en drink soos wat ek wil nie. So, in my kop het ek gevoel, ek het die beste kans om normaal te kraam. Dit was ook vir my hartsbegeerte om normaal te kraam, sonder enige onnodige intervensies as ek in my eie huis was. So dit is hoekom ek graag by die huis wou kraam. Ek is nie baie lief vir hospitale nie. Die gevoel dat ek het half die idee gekry, as ek in 'n hospitaal gaan wees,
gaan die hele opset net vir my persoonlik van jy is op 'n bed, daar's ligte op jou, elke nou en dan kom doen iemand 'n interne ondersoek, daar's monitors op jou. Ek laat dit sleg klink, maar dit is nie noodwendig so nie. Baie mense het baie geseënde ervarings waar ek baie dankbaar is in die hospitaal. Maar ja, daai hele opset maak my angstig. Dit maak my baie angstig as mense medisyne in my spuit en ek weet nie wat dit is nie. Of ek weet nie wat ek nog nie kon oplees wat is die neeweffekte nie. Nou spuit hulle goed in my in en ek weet nie hoekom nie. Dis maar net my persoonlikheid. So daarom wou ek graag 'n tuisgeboorte doen. En ja, so voordat ons nog swanger was, het ek al met Nadine 'n afspraak gehad en vir gesê, okay, luister hierso, sal jy my vroedvrou wees? Dit is baie interessant. My dogtertjie is die eerste baba wat my vroedvrou gevang het. Sy het al baie babas gevang in die hospitaal, maar sy het nog nie amptelik 'n praktyk gehad nie. Waar sy tuisgeboortes doen nie. En die Here het al lankal met haar daaroor gepraat. Sy sal dalk ook deel wanneer ons met haar gesels, as sy voel sy moet. En ja, ons is saam in 'n selgroep. Die Here het hoeveel keer deur ander mense kom bevestig dat dit is haar roeping, dis wat sy moet doen. So in my kop, ek het nie omgegee hoeveel ervaring, hoeveel babas het sy nou al by reis. Ek het niks van dit omgegee nie. In my kop en in my hart was dit vas dat Nadine moet my kind vang. Die Here het haar anoint, die Here het haar gesalf om dit te doen. Sy moet my baba vang. So die res van die goed het ek gevoel, ag, ons sal dit later uitfigure, maar sy moet my baba vang. So ja, my swangerskap aan die begin was baie geseënd. Ek het baie min simptome gehad. Was bietjie naar. Ek onthou daar was spesifieke naarheid. Maar dit was maar dit. Ek kan nie spesifiek moegheid onthou nie, maar dan weer nou met my tweede kind weet ek, met 'n eerste kind het jy tyd om te slaap, middagslaapies te vat. Met 'n tweede kind het jy nie noodwendig nie. So ja, ek was dalk moeg, ek kan dit net nie onthou nie. En toe ek 14 weke swanger was, het ek en my man en Nadine onder andere met haar gesin het ons Jordanië toe gegaan op 'n uitreik. Ons wou graag, daar's 'n kerk daarso wat dien onder die Syriese vlugtelinge, wat daarso vir die mense kos vat en die evangelie met hulle deel en met hulle probeer verhouding bou. Die grootste populasie daarso is moslem, so dit vat 'n baie lang tyd om die evangelie te deel, en ons wou graag help en ons wou deel wees daarvan en eintlik die mense wat langtermyn daar werk se hande ligter maak. So ons het gevoel, die Here sê ons kan gaan, ons het gegaan en toe ons op Addis Ababa lughawe kom, toe het ek 'n trappie misgetrap en ek het my enkel geswik en geval. So aanvanklik enkel baie seer, ek kon na die tyd op hom loop, ons het toe nog 5 ure gehad om terug te vlieg of om na Jordanië toe te vlieg. So hy was baie seer, ek het toe daai kouse aangetrek, wat help met bloedsomloop. Ek moes dit eintlik van die begin af gedoen het, maar ek het toe nou nie, om te help dalk met swelling. Ons het dadelik gebid, maar ja, ek het gevoel hy's nie gebreek nie, hy was maar net taamlik seer. In Jordanië aangekom, bietjie gesukkel om te loop. Ek kan loop, ek kan op hom trap, dis net maar seer en ongemaklik. Ons het gaan rus toe ons by die kerk aankom en toe vir so 2 dae lank het dit vir my gevoel, hy swel bietjie op, daar was definitief swelling, maar hy was nie blou nie. Ek kan nog steeds op hom loop, maar hy was redelik seer gewees. So ja, ons het nou maar die hele tyd gebid en gedink aan hierdie enkel. So 3 dae of 2 of 3 dae nadat ons daar aangekom het, kom ons sê dag 3, het ek die aand by die trappe opgeloop by die kerk en toe ek bo kom, toe voel dit vir my hele been is aan die brand. En toe ek in die kamer kom en ek trek my rok uit en kyk wat gaan aan, toe lyk my been soos 'n boomstomp. Hy was bloedrooi gewees, hy was super opgeswel, dit regtig, ek kon nie eens amper my knieë sien nie, soos wat die dikte van my bobeen en my kuit amper presies dieselfde was. So toe ek vir Nadine laat kom, toe sê ons altyd vir mekaar, okay, hierdie is moontlik 'n bloedklont. Ons bid daarteen en vertrou die Here. So hier is die eerste getuienis eintlik net van God se goedheid. Ja, daar's eintlik verskriklik baie, maar ek sal hierdie een spesifiek uitlig. Nadine het 'n kommunikasiegroep gehad vir 'n gebedsgroep in Suid-Afrika wat sy dan heeltyd gebedsversoeke vra en die mense dan vir ons gebid. En wat so wonderlik was vir my, sy het, so dit het Sondag aand het dit gebeur, waar ons gesien het, okay, hier's moontlik 'n bloedklont, not good, ek is swanger, ja, taamlik bang, ons is in 'n vreemde land, nog vir 2 weke,
En daai aand, sy toe eers die volgende oggend het sy op ons groep gepost en gevra, hoor julle, Karen het geval, bid asseblief, ons vermoed is 'n bloedklont, bid asseblief saam met ons. Maar daai aand, Sondag aand, en hierdie het my vriendin my eers na die tyd vertel, het 'n vriendin hier in Suid-Afrika het die Here haar wakker gemaak en vir gesê, ek wil hê jy moet vir iemand bid, maar jy weet nie vir wie dit is nie. En sy het aanvanklik eers gedink, miskien is dit haar sussie, want haar sussie is alleen by iemand op 'n plot, en sy het gedink, miskien is hulle veiligheid, want sy het net half hierdie dringendheid gehad, sy moet bid, daar's gevaar. En sy sê wat vir haar erg was, is, sy het nou in die gees gebid en ingetree wat ook al Heilige Gees vir haar gewys het, en toe op 'n stadium wat haar bang gemaak het is, wat by haar lippe uitgekom het is, Here, spaar asseblief net haar lewe, spaar net haar lewe, en terwyl sy gebid het, toe voel sy Heilige Gees sê vir haar, okay, dankie, jy het reg gebid, jy het gedoen wat jy moet, jy kan nou gaan slaap. En nou sê sy, Here, maar vir wie het ek gebid? En hy sê vir haar, jy hoef nie te weet nie, jy was gehoorsaam gewees, en dit is goed so. En toe die volgende oggend, toe kry sy die boodskap op die groep wat sê, hoorie so julle, ek het 'n bloedklont, en toe besef sy het vir my gebid. So, ja, dit is net eintlik vir my so ongelooflik dat die Here iemand anders sal gebruik om vir my lewe in te tree. So as die Here jou wakker maak in die aand, as jy in die aand nie kan slaap nie, vra vir die Here, Here, is daar iemand vir wie ek kan bid? Want wat as hy nie gebid het nie? Ja, ekskuus, dit oorweldig my eintlik net nou. Die Here se goedheid in dit. Ja, so, dit was natuurlik 'n baie vreesaanjaende situasie, ja, nou gaan jy na hospitale toe, ek is so bang, hulle spuit goed in my in en ek weet nie wat dit is nie, en want ek kan nie die mense verstaan nie, en toe ons by die hospitale kom is almal Engels, almal was verskriklik vriendelik, toe is dit nou glad nie iets om voor bang te wees nie, maar in my kop het ek gedink, hoe gaan ek verstaan, hierdie mense praat Arabiers, ek weet nie hoe om enigstens met hulle te kommunikeer nie. Maar toe is dit nou eintlik 'n wonderlike ervaring, en my man sê ook na die tyd, dalk het die Here dit so bestem dat dit daar moes gebeur het, want die prys wat ons vir alles betaal het, was so, ons, as ek in Suid-Afrika by 'n privaat hospitaal moes opgeneem geword het, want ons was by 'n baie netjiese, ordentlike hospitaal in Jordanië, dit sou ons sou dit nie kon bekostig nie, so, ja, dit was eintlik net so mooi, ons kon kontant vir alles betaal het, en dit was regtig baie bekostigbaar, so ja, dit was weer eens ook God se goedheid en voorsiening. En so wat hulle toe vir my voorgeskryf het, is Clexane, dis 'n bloedverdunner, wat jy inspuit, en heparin, of enoxaheparin is deel van die heparin familie, en hoe hulle dit vir my voorgeskryf het, is ek moes dit vir 'n maand of vir 6 weke, 2 keer 'n dag, dink ek, inspuit, en daarna moes ek vir die res van die swangerskap, so dis nog vir 6 maande lank, elke dag inspuit. So nommer 1, is dit verskriklike duur spuite. 1 boks van 10 spuite, wat my dan 5 dae sou hou, was net onder R1000 gewees. So, ja, ons betaal kontant vir alles, so dit is 'n taamlike bedragie. Behalwe vir dit, het ek net nie vrede gehad, dat ek vir die hele swangerskap deur medisyne moes gebruik het nie. En ek en Nadine het baie gebid, en die hele tyd vir die Here gevra, wat moet ons doen? Ek het klomp dokters gaan sien, en niemand kon verstaan, ek het gevoel in my gees, dit was 'n geestelike aanval, ek het gevoel, ek weet ek is gesond, hier is nie iets, maar toe ons by baie dokters aankom, om nou tweede opinies en goeders te kry, hulle het my vir soveel bloedtoetse gestuur, om nou te gaan kyk, is daar iets in my genetika, is daar iets in my bloed wat fout is, en die een dokter het spesifiek vir my gesê, hy kan dit nie verstaan nie, hy sit 'n nie oorgewig, super gesonde vrou voor hom, wat elke dag, soos dit maak nie sin, dat ek 'n bloedklont kon kry nie, en dan dink ek want dit was 'n aanval gewees, maar dit is natuurlik iets wat ek in my gees ervaar het, so ek het dit nie noodwendig gesê nie, ja, so lang storie kort, hulle het gesê, as ek nie Clexane wil doen nie, kan ek Ecotrin doen, en dit is 'n tablet, bloedverdunner, en ek het net gevoel, daar's nie 'n manier nie, so dis nog slegter vir jou liggaam as Clexane, so hier is maar net my eie persoonlike pad, dit is nie te sê, mens hoef nie Clexane te spuit nie, ensovoorts, gaan doen maar jou eie navorsing, dit is maar die hart, of die storie se
een van die lesse daaruit is, gaan doen jou eie navorsing. So gaan doen ek nou my eie navorsing, want ek voel net soos nee, in my hart voel ek het nee, iets is nie reg nie, Here, wat gaan hier aan? En ek lees so nou baie interessant op, dat jou liggaam, dit is nou baie interessant, of het klink stupid, maar jou liggaam los self bloedklonte op. Al wat die medikasie doen, is dit keer dat daar nie nuwe bloedplaatjies aan mekaar vasplak en 'n klont vorm nie. En in my brein het ek dan gedink, okay, maar hoe kan ek dan my liggaam help om dit meer effektief op te los? Want dit is dan wat my liggaam dan veronderstel is om te kan doen. So, ja, baie gaan oplees en ek het toe gevind dat oefening, ek moet aktief elke dag gaan stap. So ek het 2 of 3 keer 'n dag het ek gaan stap redelik vinnig. En terwyl ek en my vroedvrou gebid het ons groensap ervaar. Is het spesifiek 'n groensap gesien. En sy sê toe vir my, sy praat toe van Barley Life. En sy sê toe vir my, ek ervaar jy met Barley Life drink. En hierdie is nie om te sê, ek maak geen enige claim of aanname dat Barley Life los bloedklonte op nie. Dis nie waar hierdie gaan nie. Wat ek toe in my soeke en in my kennis en wat ek gaan oplees en navorsing gevind het, is dat jou liggaam kan self bloedklonte oplos en die liggaam kan homself genees as hy die regte voeding kry. So al wat Barley gedoen het, is dit het my liggaam die regte voeding gegee. En as jy mooi daaraan dink, daar's goed soos Vitamiin K in wat jy sê jy moet dit nie gebruik as jy dit maak jy sy bloed dikker, maar die kombinasie van al die vitamiene en minerale in daai produk het my liggaam in staat gestel om self die bloedklonte op te los. So ek het na so 2 of 3 weke het ons opgehou met Clexane te spuit en ek het net my sap gedrink en elke liewe dag gaan stap. En na 2 maande van ons terug was in Suid-Afrika, toe ek weer 'n scan gaan doen of weer 'n sonar gaan doen, toe is my hele liggaam skoon van bloedklonte af. En daar het eintlik my storie begin met, as dit is wat jou liggaam kan doen met voeding, wat kan hy nie nog doen nie? Is ons liggaam nie gemaak om homself te genees nie? So ja, dis waar my storie begin het met dit. Net 'n vinnige onderbreking. As jy dalk wonder, hoe kan aanvullings help om jou selle en jou liggaam te voed? Of jy is op soek na 'n program, hoe kan jy jou leefstyl verbeter? Wat moet in, wat moet uit? Jy is so welkom om my te kontak. Ek stap graag die pad saam met jou met natuurlike heelkos aanvullings, whole food aanvullings en met leefstylveranderinge. So jy is so welkom om my te kontak, dan help ek jou graag. Lang storie kort, my hele swangerskap verder was baie geseënd geweest. Ek het bietjie ekseem gekry, swangerskapsekseem wat taamlik ongemaklik was, maar andersins as dit, ek het nog op 32 weke het ek nog bietjie gedraf, baie min, maar ek het bietjie gedraf. Ek het aangehou oefen, ek het tot die paar ure voordat my dogtertjie gekom het ek nog baie aktief gestap. So dit was regtig 'n baie gesonde en geseënde swangerskap verder. Mense sou amper nie eens dink daar was 'n bloedklont gewees nie. Okay. So haar geboortestorie. Ek wil 'n paar goeters uitlig wat vir my uitgestaan het. Dit voel vir my ja, daar's soveel goeters, maar eerstens het die kontraksies al die 3de Januarie die oggend 2:30 of so het dit begin. En toe sê ek soos great. Hier is die dag. Ek was oor my due date 'n paar dae. So dit wys jy net moenie staat maak op 'n due date nie. Maar ja, so ek het toe gaan wakker word, ek het gaan Bybelstudie hou en ek dink toe, yes, dankie Jesus, hier is dit nou. Ek kan nie wag om haar te ontmoet nie. Ja, baie opgewonde. My man het toe besluit om te gaan werk. Iets wat ek ook wil noem, iets wat ek sê dit so baie vir mense, maar het voel vir my niemand doen dit nie. Iets wat ek regtig sterk sal aanbeveel, wat as jy tuisgeboorte of jy wil 'n natuurlike, normale kraamervaring hê, soveel as wat jy dit kan beheer, wat nie altyd baie is nie, sou ek voorstel dat mens the Bradley method doen. So ek sal sommer skakel vir die boek, ons het die boek sommer geluister aanlyn, sal ek aanheg. Maar ja, daai boek het net soveel perspektief gegee, dit het soveel verskillende scenario's van wat alles kan gebeur, hoe lank kan 'n normale, natuurlike geboorte vat, dit kan eintlik baie, baie lank vat, en dan sal niks fout nie, niks hoef aangehelp te word nie, dis net, dit vat lank. So ons was baie rustig, ons het geweet, dis nie nou nodig om die hospitaal toe te jaag nie, want ek gaan in elk geval tuisgeboorte doen, maar ons kan net rustig wees, so ek het nog gaan stap, ek onthou die een buurman wat my elke dag gesien stap het,
het nog vir my gesê, ek dink hy kon toe sien hoe groot my maag is. So sê hy vir my, hoorie, jy moet nie gaan stap nie. Daai kind gaan dalk uitval. En toe dink ek, nee, ons moet juis dit aan die gang kry. Maar ja, ek het lekker geslaap. Ek het kontraksies getime en toe hier teen middagete se kant toe sê ek my man, okay, ek dink jy kan nou huis toe kom. Dis nou elke 10 minute. Ek het vir een of ander snaakse rede wou ek baie graag McDonald's eet. Ek van alle mense wou graag McDonald's eet. En ek is so spyt. Dit is ook 'n lesie wat ek vir myself gesê het. Ek het vir hom gesê ek soek 'n cheeseburger, ek wil daai tipiese agurkies en plakkie kaas, fake kaas, ek wil dit eet. Ek wil chippies hê en ek wil 'n McFlurry hê en 'n Coke Zero. Dis nou wat ek graag wou eet. Kan julle dit glo? Ek het myself so opgesaik vir hierdie McDonald's ete. En hy bring dit toe vir ons en ek het toe alles geëet behalwe die McFlurry. En ek is so spyt want toe die baba eers gebore is, nou wil jy mos nou nie eintlik sy wil inneem nie, want net nou gee dit vir hulle krampe en. So volgende kind gaan ek daai McFlurry eet. Ek weet nie of ek weer juist die McDonald's ding sal doen nie. Maar in elk geval, so ons het lekker middagete geëet en so deur die middag, die hele tyd maar kontraksies gekry op die bal gebons, want dit was so rustig. Geen paniek nie. Ons het net getime en elke nou en dan my vroedvrou was intussen hier en net kom kyk. So sê okay, great. Ek het al bietjie dilateer. So ek dink was 4 of 5 cm. Dinge is mooi, maar ek's nog geen aktiewe kraam nie. En ook geweet ek is in aktiewe of hoe daai metode dit so mooi verduidelik is, as jy nog grappies kan maak, as jou man nog stupid goed sê en jy lag nog daarvoor, dan jy nie in aktiewe ernstige kraam nie. En vir die hele dag amper was dit, ek kan voel daar's drukking, ek kan voel daar's kontraksies, ek moet deur dit asemhaal, maar as hy 'n grappie maak, dan lag ek. So dit is, ons is nog nie ernstig nie. En die aand het ons geëet, ek dink ek was verskriklik honger gewees nie, toe het ek bietjie gaan bad, en toe begin dit vir my voel, okay, hier begin dinge nou, dit begin meer gereeld word, en omtrent 10:00 die aand of so, toe sê ek vir Martin, hy moet die vroedvrou, hy moet haar laat kom, want toe voel dit vir my, dis elke 5 minute, en dit is half so dat ek het ewe skielik begin warm kry en koud kry, en warm kry en koud kry, en toe voel dit vir my, dit is een van die tekens, dat ons is nou, dinge is nou ernstig, dinge is nou amper by die einde. So my vroedvrou kom toe hier aan, en sy doen notas en check alles, en sê toe, okay, great, ek gaan net aan met wat ek doen, en dit is wat vir my so lekker was, daar was nie die hele tyd iemand wat oor my vef, of iemand wat aan my vat, of aan my druk, of niks soos dit nie, hulle het my gelos, ek het vir my man nou en dan gevra om asseblief my rug te druk, dit het baie gehelp as hy my rug gedruk het, ons het so, ek vertel het, maar was baie snaaks, ons het so, masseer masjienkie, en ek het aan die begin gedink, dit gaan nou baie lekker wees as hy met daai masjien op my rug druk, maar ek wou hê, soos as ek 'n kontraksie gehad het, moes hy taamlik hard met daai masjien op my rug druk. So ek het hom gesê, harder. En nooit besef dat daai masjien se punte het half in my vel ingekerwe en daar was sere wat gesit het. Daar was 2 sulke sere op my rug, presies waar hy gedruk het met dit nie. Maar in elk geval, ek sal later vertel hoekom dit eintlik baie snaaks was. So gaan die tyd aan en ek dink hier tussen 11 en 12 ergens, ek het lekker op die bed gelê en net ontspan deur elke kontraksie, soos wat die Bradley method sê jy moet doen, daar's 'n spesifieke posisie waarin jy lê en jy moet net ontspan deur elke kontraksie. En mens dink dit is so eenvoudig, maar dit is baie harde werk as jy in aktiewe kraam is om intentioneel vir jou brein te sê, moenie hierdie weerstaan nie. So die hele konsep agter die metode is dat hoe meer jy die kontraksies weerstaan, jy clench op, jy probeer deur dit kom, hoe meer pyn sal jy ervaar. Hoe meer jy deur dit ontspan en dit verwelkom en jou liggaam half die hele tyd is in 'n staat van ek verwelkom hierdie want dit bring die baba nader, hoe minder pyn sal jy ervaar. En ek wil sê, soos ek kan eerlikwaar sê, daar was nie een keer wat ek gevoel het, o my woord, hierdie is so seer, soos presies soos wat die flieks, die Hollywood flieks, daar was nie een keer so oomblik nie. Inteendeel, ons bly in 'n kompleks en niemand het eers geweet ons kraam nie. Ek het nie een keer geskree nie, ek het nie een keer, dis nie omdat ek selfbeheersing het nie, dit was nie een keer vir my so erg gewees nie, dit was intens, ek moes baie hard konsentreer, ek het nie tyd gehad vir gin en gaap nie, ek moes heeltyd my gedagtes weer van vooraf laat restart met elke kontraksie, okay, hier gaan ons, ontspan, so dit is nie 'n grappie nie, maar dit is rarig nie, dit was nie hierdie ervaring wat ek voel, oh my goodness, ek wil hierdie nooit in my lewe doen. Natuurlik het ek gedink, hierdie is so lekker, ek wens ek kan dit elke dag doen nie, glad nie. Ek wou graag hê dit moet klaar kry, maar dit was rarig baie manageable.
So ja, so tussen 11 en 12 uur toe, ek het nie geweet dit kan so gebeur nie, maar toe het my water gebreek, maar dit was letterlik so geluid, soos Nadine en Martin het albei so geskrik. Nee, dit was regtig baie hard. En toe is die hele bed vol water. Toe is my plan ook alles daarmee heen, want ek het gedink, ek gaan kraam op die bed en dan gaan ons die lakens afval, ons skoon lakens onder en dan is ek nou lekker in 'n skoon bed as die baba klaar hier is en toe bam, toe is al die eerste lakens nou vuil. So daar sal ek nou ook 'n notaatjie maak vir baba nommer 2. Maar in elk geval en ja, so toe kry Martin die kamera reg, ons dink, hier kom dit nou. Ietsie wat ek anders sal doen, en ek het dit al reeds sommer vir Nadine gesê, ek wou glad nie hê, sy moes interne ondersoeke doen nie. Ek het gevoel, dit is onnodig, en ons moet kyk na my liggaam se natuurlike tekens, wat wys, waar is ek in swangerskap, in die kraamproses. So, toe my water nou breek, nadat ek die hele dag eintlik in kraam was, toe voel ons, en ek kon dadelik voel, ek wil begin druk, en volgens die Bradley method, is dit een van die tekens, dat jy baie naby is as jy voel, jy daai drukking, jy wil begin druk, so ek voel, ek wil begin druk. So ons dink toe, great, Martin haal die kamera uit, dis nou 1 uur, 2 uur die oggend, ons is reg vir dit. Intussen is dit load shedding. Ek wil graag in bad, maar daar is nie warm water nie, so hy en Nadine spook heeltyd om 'n gaswater vir my warm water te kry. Nadine probeer heeltyd met 'n flitsliggie, probeer sy sien wat gaan aan, so ag ja, ou beerdkrag was ook interessant op die dag van my dogtertjie se geboorte. Maar in elk geval, dit was maar net bygedra tot die sport, sal ek sê. Ja, so hy hou die kamera reg, ons dink enige oomblik gaan die babietjie kom, en ek druk, en na omtrent 2 ure met elke kontraksie druk, toe is ons so bietjie moedeloos, toe dink ons, hoorie, wat die dinges gaan aan. En ons dink toe, Nadine dink toe, okay, miskien les hy nie reg nie, so toe doen ek die mile circuit, baie ongemaklik, maar dit help om babas te draai, so ek het dit probeer doen. Daar was posisies wat net vir my heeltemal ongemaklik was, dat ek nie kon doen nie, of wat ek het nie kans gesien het om te doen nie. En nou, wat snaaks was, op 'n stadium met Nadine ook bietjie aan my rug kom druk, terwyl ek kontraksies kry. En toe voel dit letterlik vir my, want ek het nou nie geweet, daar seertjies nie, en sy ook nie, want ek wou ook hê die ligte moes baie donker wees, so sy kon ook nie eintlik mooi sien nie, so ek daar nie in die beste scenario gesit nie. Maar nou druk sy, en sy druk op daai 2 sere, en vir my, in my brein voel dit vir my, sy druk met haar naels, so in my rug in, en ek sê toe vir haar, kan jy net ophou met jou naels druk, en sy sê toe, skus, maar sy sê van, okay, haar naels is super kort, sy definitief nie met haar naels in my rug gedruk, en toe sien sy eers, daar's 2 sere, nou nog lag ons daaroor, maar in elk geval, en ja, so toe gaan dit vir 'n hele paar uur aan, en sy het dit glad nie so laat klink nie, maar sy was ook moedeloos. Sy het ook, dit was haar eerste baba, natuurlik het die vyand, dit is so groot salwing voel dit vir my, wat God op haar het om hierdie te doen. En natuurlik gaan die vyand vir haar sê, soos, het jy regtig gedink, jy kan dit doen. En nou gaan dinge ook nie soos verwag nie, en ons is vriendinne, so dit maak die risiko, of die risiko is soveel hoër. Natuurlik is dit hoog met enige mamma, maar ek bedoel, mens kan jou vriendskap verloor, of die vriendskap kan baie skade kry. En so toe ek naand kon ek bietjie slaap op die bed, ek kon tydens kontraksies het ek geslaap, ek het weer intussen het ek gaan bad, die krag het toe intussen daarom aangekom, en Nadine het toe nog 'n vroedvrou laat kom vir 'n tweede opinie, en wat my so wonderlik was, is hierdie vrou het soveel, hoe kan ek dit sê, sy het met soveel vrede ingekom. Nie, daar was geen paniek nie, sy het gekyk, en sy Nadine het bietjie gesels, en die het vir gesê wat het alles al gebeur, en toe sê sy, okay, miskien is jou heupe net bietjie, is jou pelvis net bietjie styf, kom ons maak hom bietjie los, en dit was eintlik baie lekker, sy tussen elke kontraksie aan skit sy my pelvis, so dit was eintlik verskriklik lekker. Ek wou eintlik hê, sy was ophou nie, en ja, net baie rustig, nie, my jene, wat gaan hier aan? Julle dink julle ons moet die ambulans laat kom, want daai hele scenario sou my uitgelaat freak het. Dit sou my laat voel het soos, my vet, okay, hier's groot fout, ons moet hospitaal toe, en dit was glad nie nodig nie, niks was eintlik nodig, daar was geen teken wat gesê het, hoor, hier is nodig, dinge het net nie gegaan soos wat ons beplan het nie, en dit was nou al lank. So, ja,
as ek nou terugkyk, sou ek dat ons vroeër 'n ondersoek gedoen het, want miskien was ek daarna eers 6 of 7 cm, so dit sou nie goed gewees het vir my om te druk nie. Ek sou gesê het, okay, ek weet jy voel jy wil druk, maar moet dalk nie druk nie, want dit gaan nie goed wees om vir hoe lank te druk nie. En ek het op die einde, die ding wat vir my die ergste was, is ek was super moeg, want ek het vir amper 5 of 6 ure lank die hele tyd gedruk met elke liewe kontraksie. Dit het vir my wel baie verligting gebring tydens die kontraksies, het het gevoel asof dit help. Maar ja, wat interessant was, wat Nadine ook gesê het, is sy die hele tyd opgelet, iets van my pelvis, as sy gekyk het van agteraf, het iets spesifiek vir haar uitgestaan. En wat sy toe nou na die tyd in haar boeke gaan oplees het, is interessant, sy het nogals dit vir my aangestuur, tipe pelvisvorme. En myne is 'n hartjie, met ander woorde, hy's groot bo, maar hy's klein onder. So, dan staan daar letterlik in haar boek, most likely for C-section, is hierdie tipe, so, sy het ook vir my nooit het gesê, as ek in die hospitaal was, sou ek definitief 'n keiser gekry het. Was dit lekker om vir 6 ure lank te druk? Nee, nie noodwendig nie. Ek het bietjie skade aan my pelvic floor het ek gedoen, en ek is besig, of ek, stap 'n pad met oefeninge wat ek dit nou probeer herstel. So, ja, in 'n hospitaal sou dit dalk verhoed geword het, en hulle sou gouer vir my 'n keiser gegee het. Maar, ek kom nog by die amazing stuk. So, my kop was regtig reg. Ek het myself super goed voorberei. My kop was reg om hierdie deur te sien. Dit was nie ek gaan probeer en kyk, dit is van ons gaan dit doen. Come high or hell water, ons gaan hierdie doen. So ek voel daai voorbereiding, ek dink regtig, behalwe as jy in 'n noodsituasie is of jy's 'n hoë risiko, voel dit regtig vir my, kraam is 'n baie groot kopding. As jy met dit ingaan, ek meen, wat baie sleg is baie keer sal iemand net ietsie sê soos, gaan jy probeer kraam? En dan dadelik is dit soos, shucks, kan ek dit nie doen nie, soos, verstaan jy, so, en veral as 'n mediese persoon dalk vir jou, as 'n suster dalk net vir jou sê, gaan jy kraam sis? Dan, daar's sekere vrese en goed aan wat jy by jou opkom, so, dit is regtig 'n groot kopding, voel dit vir my, jou kop moet reg wees, en ek voel dit is waar die Bradley method, alhoewel niks eintlik uitgewerk het, soos wat die metode gesê het nie, of soos wat die boek, ons was nie een scenario wat ek al gehoor het nie, maar dit het my kop reg gekry dat ons gaan hierdie doen. En ek was nie vir een oomblik het ek gedink, wat is sensasies? Hierdie is te erg, ek kan dit nie hanteer nie. Ek het half dit so gebou, okay, hierdie is wat nou, ons is nou seker by hierdie fase, ons is seker nou by hierdie fase. Ja, so dit het baie gehelp. Ja, so die vroedvrou toe gekom, die tweede vroedvrou gekyk, wat gaan alles aan, gesê is nie net, ek is dalk 'n bietjie styf, 'n bietjie geskit, weer gebad, so gedruk, en ja, Nadine toe intussen het sy buite gaan bid, ek het eers na die tyd besef, dus sy was nie in die kamer gewees nie, en vir Here gevra, okay Here, wat gaan hier aan? En, wat toe, eintlik die Here het vir haar gesê, teen 7 uur het ons 'n baba. Teen 7 uur gaan ons dogtertjie gebore word, en die laaste 2 ure, of hoekom het 1 uur en 40 minute later toe eers gebeur het, was oor wat intern in my aangegaan het. So, ek het dit nooit besef nie, ek het dit eers na die tyd die Here dit vir my kom wys. 'n Groot rede hoekom sy nog 'n uur en 'n half, kan ek maar sê, later gekom het, as wat hy eintlik van Nadine gesê het, is, ek het eintlik toe 'n vrees gehad, dit klink baie belaglik, en dit klink baie stupid, ek het dit nie besef in die oomblik nie, maar ek het 'n groot vrees gehad, dat ek gaan poef as ek druk. Dit is so simpel, dit is so stupid, meeste vrouens, dit gebeur met almal amper. Maar dit was vir my die grootste ding, ek het dit nie besef, ek het eers na die tyd besef, ek het die hele tyd gekyk, en wil ek nie te hard druk nie, want dan is ek bang, daar kom poef uit. En, ja, dit het eintlik weerhou, dat sy kon vroeër hier gewees het, maar ek het teruggehou. Die ander ding was, ek was bang, ek gaan skeer. Ek dink baie vrouens het daai, ja, het daai ding, jy is bang jy gaan skeer. So, ek was ook bang, as ek te hard druk, dan gaan sy skeer. Dan gaan ek skeer.
So ja, dit was van twee goeders wat my terughou het en ek onthou so goed. Daar was regtig 'n stadium wat ek gedink het, kom ons gaan net hospitaal toe. Ek gee nie om nie of my gevoel Alisa's baie naby. Maar ek het net gevoel ek kan nie dit doen nie. Kom ons, ek is te moeg, ek kan nie dit doen nie. Ek het so gevoel in my binneste en dit is ook een van die Bradley method sê gewoonlik as jy voel jy kan nie meer nie, dan is dit gewoonlik wanneer jy op jou naaste is en dan moet jy net nog bietjie uithou. So ja, dit was half asof die vyand vir my gesê het, weer eens daai het jy regtig gedink jy gaan dit kan doen. So ja, en ek het actually, of wat ek nou kan onthou is, ek het nog so gestaan en toe hoor ek, my pa sê dit baie keer, ja, wat hy net sê, druk deur, in moeilike goeters druk deur, en dit is asof ek kon hoor my pa sê vir my aardse pa, druk deur. So, ja, dit was so mooi oomblik, ek onthou Martin het nog so my hande vasgehou, ek moes altyd in die vreemdste posisies, ongemaklik, maar dit was so goed, want dit het al gehelp uitkom, dan moet ek lunges doen, dan moet ek soos 'n para sit, dit was regtig ongemaklik, maar dit is wat al op die ouene toe vir dit vir my die deurslaggewende faktor was, so hierdie keer sal ons voor die tyd, of voordat ons by hierdie punt kom, sal ons al die posisies gedoen hê, al is dit nou maar ongemaklik, so ek oefen lekker hard in my para sit, dat ek dit gemaklik kan doen. Maar ja, dit was toe in daai oomblik, die laaste doodsnikke wat my gevoel het, soos, kom aan, druk deur, jy kan dit doen. My pa het altyd sê maar in eksamentyd, as ek moeg was, wat ook al, want hy het my gesê, druk deur. En ja, dit was half asof ek gehoor het, hy sê vir my, druk deur. Ek dink wat vir my so wonderlik was, en dis ook 'n getuienis wat ek het, okay, kom ek gaan terug met, toe net voor 9, toe sy gebore, 20 voor 9, en ek dink wat vir my een van die mooiste oomblikke was, is, toe sy uitkom, toe my hele swangerskap deur het my vroedvrou, as sy my sien, dan sy na my maag, dan sy afgebuk na my maag toe, en sy vir Alisa gesê, hallo Alisa, dis Tannie Nadine, jy moet na Tannie Nadine se stem toe kom, hoor? En wat vir my so mooi was, is die eerste woorde wat my dogtertjie gehoor het, toe Nadine haar so vang, toe sê sy, hallo Alisa, en dit is my een van die kosbaarste oomblikke, wat ek nooit sal vergeet nie, is daai absolute blydskap dat sy hier is. So ja, dit was regtig baie kosbaar, en toe kon sy dadelik op my bors kom, en ja, sy het vir baie lank op my bors gelê, en sy kon op Martin, my man se bors gelê het, dit was regtig 'n baie heilige, ongelooflike oomblik. Ek het nog vir 'n week daarna, ek onthou dit asof dit gister was, maar ja, het ek gesit en dan wens ek kan weer in daai oomblik wees. En 'n soortgelyke oomblik wat ek al in my lewe gehad het, wat ek so God se teenwoordigheid ervaar het, was op ons troudag gewees. Ek het die hele tyd vir God voor die tyd gesê, ek gaan nie gaan as hy nie daar is nie. Ek wil weet hy is daar. En met ons troudag ook, ek het buite, ons seremonie was buite gewees, en wat lekker was, toe ons stop, die manier hoe alles opgestel was, is, ek kon my man sien, maar hy kon nie my sien nie, ons is so agter bosse gewees, maar ek het al heeltyd gekyk vir sy gesig, en ja, dit was toe ek my pa afloop, toe was dit asof dit nie my pa, my aardse pa was, wat langs my was nie, soos ek het so duidelik Vader se teenwoordigheid ervaar, en dit was dieselfde met haar geboorte, en dit was vir my so goed, want dis iets wat ek die hele tyd vir hom gevra het, is, hy moet asseblief daar wees, soos ek wil net weet, hy is daar. So, die feit dat hy opgedaag het, was regtig baie kosbaar gewees. En ek voel eerlikwaar, ek weet hy kan dit doen as mens in 'n hospitaalsetting ook is, ek weet, ons kan hom nie beperk nie, maar daai oomblik, soos ek onthou selfs so die son deur die kamer gekom het, ek onthou alles van dit was regtig 'n baie heilige oomblik, wat ek vir niks op hierdie aarde sal verruil nie. So, ja, sal ek weer, en dit is waarna ek vashou, dit is presies soos daai skrif wat sê, wanneer iemand in kraam is, alhoewel dit moeitevol is,
die oomblik as die baba daar is, dan onthou jy nie daai pyn nie, en dit is letterlik, ek kan niks van dit onthou nie, ek onthou dit was moeilik, ek onthou ek wou opgee, ek het nie een oomblik gevoel, o my woord, ek kan dit doen nie, ek kort medisyne, ek het nie een keer so gevoel nie. Ek het die hele tyd gevoel soos, okay, hier kom het, nog 'n kontraksie, sy is amper hier so, en ja, daai vreugde toe sy uit is, toe ek besef ons lewe het vir ewig nou net verander, en hier is sy nou. Dit was regtig 'n baie kosbare oomblik, en iets wat ek terug aan dink, met soveel heimwee en ja, net, dit is regtig ongelooflik, so, ek dink ek sou graag weer so ervaring wou hê. Ek weet dit sal anders te lyk dalk met 'n volgende kind en dalk is ek nie so geseënd om by die huis te kan kraam nie. Maar ek sou weer so 'n ervaring wil hê. Ek wil net hê Jesus moet by ons wees. En ek weet as mens selfs in die hospitaal kraam, hy kan daar wees. Hy sal in die kamer wees as mens hom vra. Ja, so dit was haar geboortestorie, baie kosbaar gewees. Ja, ek dink nie ek het al iets soos dit in my lewe ervaar nie. En die ongelooflike ding is, my ma het ook vir my gesê, sy het vir my gesê, my ma het al 4 ons kinders het my ma gekraam, wat amazing is. Maar sy het nog vir my gesê, nee my kind, as jy net voordat jy dink jy is dood, dan sit dit uit. Het was letterlik so, toe sy uit is, so dink ek, was dit nou dit? Ek het letterlik 'n sekonde terug het ek gedink, ek kan nie hierdie doen nie, hierdie is te erg. En toe sy uit is, toe voel ek, was dit nou dit? Ons kan nog 'n keer gaan. Dis so crazy eintlik. Maar ja, dit is haar geboortestorie. Weereens, ek deel dit nie om te sê, jy moet by die huis, dit gaan nie oor 'n tuisgeboorte nie, dit gaan nie om oor tuis te kraam nie, dit gaan oor hoe God mens ontmoet in jou kleinste hartsbegeertes of jou gebede wat jy bid, wat hy luister, en hoe getrou hy is, en ek voel hy sal so getrou wees in enige scenario. Ja, ek was nou geseënd en dit was my lekker by die huis, maar ek weet vir baie ander mense is dit vreesaanjaend om te moet dink jy's by die huis en wat as iets fout gaan. Vir baie mense is dit nie 'n lekker omgewing om te dink jy wil inkraam nie, vir my is dit. En ja, daarom sal ek altyd, sal ek dit promoveer of iemand sê as hulle wil, hoorie probeer, maar daar was ook baie voorbereiding, dit was nie net, ek het nie net opgedaag nie, dit is maande en maande se kopvoorbereiding, lyfvoorbereiding, verskriklik baie oefeninge gedoen. Ja, ek het alles in my vermoë gedoen om hierdie te probeer maak werk. Maar ja, sy teenwoordigheid wat daar was priceless, kan ek maar sê. Ja, dit was regtig besonders. So ja, dis haar geboortestorie. Julle is so welkom om aan te sluit by die kanaal as jy nog sulke content wil hê. Hierdie kanaal is om Jesus te verheerlik en om ons terug te vat na die ancient road, na die ancient of days, through the ancient road, terug na Eden, terug in Jesus, wat die weg en die waarheid is. Dit is waaroor hierdie kanaal gaan. So ja, liggaam, siel en gees transformasie. Ja, dankie dat julle gekyk het. Back to Eden, to follow the way. Back to Eden, returning home. Back to Eden.